Kom, o Skeppergees, lei ons in u waarheid, vul ons met u krag, wees u self ons trooster. Kom, o Skeppergees. Amen. Vriende, dit is vir my heerlik om vandag hier te wees. Ek onthou as 'n klein seentjie het ons as gesin altyd Witrifuur toe gekom om hier na my oom Koos Grovee te kom, by hom te kom kuier. Hy was 'n onderwyser hier. Ek weet nie wie van julle erns dalk nog van hom weet nie. Dis jare gelede. En van daar af was Witrifuur altyd net hierdie idilliese plek in my kop. En toe ons gister hier inry, wow, wat 'n mooi dorp. Skoon, mooi, ek het nie een pothol gekry nie, ek weet nie of julle die goed wegsteek ergens nie, maar net wow. So, dit is vir ons goed om vir my en Antoinette om hier te wees. Ek weet nie of jy ook sukkel nie met ek steek hom weg met 'n baadjie en hy hemp steek hom al weg en partykeer trek jy streepies en goed aan, maar die binne-in sit hierdie ding. En hy pla. En dis waaroor ons hierdie week gaan praat, nie oor my maag nie, maar oor hoe om deur die lewe te kom met die Gees. Hoe om so bietjie fikser te raak saam met die Gees. Nou die tekste wat ons gebruik, die een teks gaan ons elke aand nou gebruik, Romeine 12. Ek gaan hom nou lees. Ek kom net so kry. Romeine 12 van vers 1 en vers 2. Broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op, om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is, en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en die aanneemlike en die volmaakte wil van God is. In die lewende vertaling staan daar net vers 2. Moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is, en hoe julle julle lewe elke dag aan hom moet oorgee. Nou hierdie vers gaan ons van vanaand af, stukkie vir stukkie uitpak en verpak, en vra wat is God se wil vir ons lewe. En dit sluit natuurlik nou aan met Spreuke. Ek kom ook net dadelik op die tafel sit, want hy gaan ook praat. Spreuke 4 vers 23, bewaar jou hart meer as enige iets wat bewaar word, want daaruit ontspring die lewe. Goed. Die volgende teks wat ek wil lees, is hier in Johannes, hoofstuk 3. Nou, dis die teks van Nikodemus. Nikodemus wat hier in die nag na Jesus toe gekom het. Kom ek lees, daar was 'n man uit die geleerdere van die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n leier van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens verrig wat u verrig as God nie met hom is nie. En Jesus het hom geantwoord, Amen, Amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En dan ken jy die verhaal verder,
waar Nicodemus uiteindelik gesê het, maar hoe kan ek weergebore word? Want dit werk mos nie so nie. En toe is hy daar weg. Kom ek kom terug. In Pretoria, dat ek my oë opsit, dan kan ek julle sien. In Pretoria is daar 'n winkeltjie, 'n restaurant. Vieslike plek. Want die lekkerste wat noem mens, Antoinette? Biesting koeke is daar. Nou, die ding is gelukkig ver van ons huis af. Maar partykeer dan moet my vrou nou gaan lap koop by Metro, daar langs die kolonnade, die Menlyn. En dan so langs Menlyn is Menlyn Retail Park. Nou ry jy daar in om die lap te kry, en as jy uitkom, dan roep daai winkel jou. Jy kan niks doen nie, want jy moet daar stop en daar in, dan kry jy sulke biesting. Wie ken 'n biesting? Nie. As jy hom nie ken nie, mis jy die helfte van jou lewe. En dan gaan kry jy hom. En dan neem jy jou voor nooit weer nie. Want die ding kom sit oral. En dan neem ek my voorgoed. Ek gaan weer oefen, en dan, so ek kan nou maar bietjie van die ding eet, want is alright. En dan verloor jy 1 kilo, jy verloor dalk 2, en dan die verdomde winkel. As jy weer daar. En dis hoe die lewe baie keer is. Jy maak planne, en jy dink, as ek net bietjie van die ding ontslae kan raak, dan gaan my vrou vir my liewer wees, ek gaan meer aktief wees, ek gaan 'n beter mens wees, en dan gaan jy kop sommer net allerhande wonderlike goed, want uiteindelik gaan jy die beste golfswing hê wat daar is, want jy het gearriveer. Maar in die lewe arriveer ons nie. Want, en dis hoe die lewe is, partykeer 2 tree op, 1 tree terug, 2 tree op, 1 tree terug, en meeste van ons sukkel maar, met 'n klomp goede, en die goed wat vir jou sekuriteit in die lewe gee, jou opleiding, die plek waar jy vandaan kom, jou gelukkige gesinnetjie, die geld wat jy dalk gemaak het, die werk wat jy het. As ek net al hierdie goed mooi en reg kan kry, dan het ek gearriveer. En dan sê hulle, maar dis hoe die lewe is. Is dit? Kom ek begin heel by die begin. Hoe oud is jy nou? Ek is, waar trek ek? Ek is in 58 gebore, so jy kan uitwerk, ek weet nooit nie. 1958, 20 kom nog. Kom ons sê, jy's 60 jaar, of 70, of 40, of 20, of 10 jaar. Hier is die kinders hier nie, nee. Ek dink hulle is almal buite. Op 'n dag, jare gelede, het daar 2 selletjies by mekaar gekom in jou ma se baarmoeder. En hulle het begin verdeel en groter geword, tot daar 'n perfekte miniatuur jy gevorm het. En daar in die baarmoeder het dit eintlik goed gegaan. Jy het geslaap die meeste van die tyd, jy het bietjie gedraai, later het jy begin rek, en jy
vir haar so 'n skop of 2 gegee, maar baarmoedertyd was goeie tyd. Maar ek weet, en jy weet, en die Here weet, wat gebeur met ouens wat net op die strand rond lê en niks doen nie? Jy word useless. En daarom het die Here dit so bepaal, dat daar prosesse begin gebeur, dat die wande van die baarmoeder vir jou gevoel begin kleiner word, en jy kan nie meer so lekker draai nie, en dan net as dit so knap word, dat jy amper voel, nou kan ek nie meer nie, sal almal van julle wat nie met 'n keisersnee gebore is nie, onthou, dat daar iets verskrikliks met jou gebeur het. Jy is geforseer hier in 'n nouer gang af, wat verskriklik was, en wat party van ons se koppe half gemisvorm het. En net toe jy dink, nou kan ek nie meer nie, toe is daar 'n verblindende lig, en iemand gryp jou, en iets verskrikliks gebeur. Jy gaan dood. Jy gaan dood van die ou lewe hier in die baarmoeder. En jy word gebore in 'n nuwe lewe van 'n groter, kan ek maar sê, baarmoeder, wat jy op daai stadium waaragtig nog nie verstaan het nie. Vir jou het dit gevoel, ou lewe is weg, ek is weg, daar's nie hoop nie. En dan begin jou lewe so bietjie te vorm, jy word groter, en die lewe begin aangaan. En jy begin deur verskillende fases in jou lewe gaan. Elke keer, baie keer, is dit redelik traumaties, wanneer jy deur een fase na ander gaan, van Peter na kleuter, wanneer jy skool toe gaan, ek onthou, toe ek die eerste dag skool toe gegaan het, Karel, ek weet nie, wat was sy van nie, hy het hare gehad soos ek, een of ander siekte, wat hy nie kon hare hê nie, en ek weet, hy het hom mors dood gehuil daai dag, traumaties, en ek weet, ek het hom getroos, nugter weet hoe, maar is traumaties, en dan uit die skool uit, en dan opwindende goed wat begin gebeur, en party van die goed is wonderlik, en party van die goed is swaar, en dalk trou jy, dalk kom maar kinders, dalk begin jy werk, dalk verloor jy jou werk, dalk trou jy, dalk werk daai huwelik nie uit nie. En elke keer wanneer jy deur so iets gaan, dan dink jy, hoe gaan ek dit maak? Ek weet nie of ek dit gaan maak nie. Jy weet waarvan ek praat. Elkeen van julle wat al van een dooie verhouding na volgende een moes gaan, en nuwe waardes en goed moet kry, weet, dit is nie altyd maklik nie. Elkeen van julle wat al 'n lewensmaat verloor het, of 'n kind verloor het, sal weet, ek voel ek kan nie asemhaal nie. Hoe nou? Nicodemus het na Jesus toe gekom, en hy het vir Jesus gesê, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? En Jesus sê vir hom, maklik, word weer gebore. En hy sê, maar hoe gaan dit werk? Ek kan mos nie weer terug in my ma ingaan nie, want hy het nie verstaan wat Jesus gesê het nie. Wat het gemaak
dat Nikodemus na Jesus toe gekom het. Ek weet nie. Dalk het hierdie man wat al die mag gehad het, deel van die Joodse raad, gesiene ou, dalk het hy agtergekom, maar dit wat ek het, my gelde is nie meer bevredigend nie, is nie meer genoeg vir die lewe nie, daar is iets meer. Dalk het hy in sy huwelik gedruk begin voel, en gesê, maar daar moet meer wees. Dalk het sy lewe, wat die een klomp sien, hulle praat van straatengel en huisduiwel, dalk het hy agtergekom, maar hierdie twee goed pas nie meer by mekaar nie. Of dalk het hy dood eenvoudig gebesef, die dood gaan ook nie by hom verbygaan nie. Hy gaan hom nie skiep nie. Wat dit ook al was, dit was die Gees van God, wat hom gedruk het, om te kom. Dit was die Gees van God, wat hom gedruk het, om ongemaklik te raak. Gees van God, wat gesê, tyd vir oefen, tyd vir nader beweeg, tyd om nuut te begin dink. Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan gaan jy kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ons teksvers vir Pinkster. Jy sien, Nikodemus, wat hom gedruk het, weet ons nie. Behalwe dat ek weet, dis die Gees. Nikodemus moes op 'n punt kom, waar na hy deur al die veranderings in sy lewe gegaan het, elke nuwe groter baarmoeder waarin hy moes gegaan het, het hy op 'n punt gekom, waar hy deur die een groot verandering moet gaan. Want, kom ons wees maar lekker eerlik, as al die veranderings in die lewe waardeur jy gegaan het, help, in mooi Afrikaans, bokkerol, as ek nie deur die een groot verandering gaan, waar ek my deur die Gees laat druk, en sê, ek moet my lewe vir die Here oorgee. Ek moet op hom vertrou. Ek moet dit waag om in hierdie nuwe groter baarmoeder saam met hom in te gaan nie. Kan ek van my kant af iets doen om vir God, om God se arm te draai? Nee, kan nie. Maar terwyl ek hier op aarde is, terwyl ek hier met God op pad is, deur elke oorgang, deur elke deurgang, deur elke geboorteproses waardeur jy gaan, waar jy partykeer skreeu van die pyn, deur dit alles, moet ek as mens hier op aarde lewe. Hoe oorleef ek? Hoe kry ek hierdie pens weg? Hoe gaan ek deur geboorteprosesse? En dis waaroor ons hierdie Pinkster praat. Vanaand, moenie te tuis raak in hierdie wêreld nie.
Ons gaan daar, as ek reg het, die teks in Petrus gebruik. Moenie so nes skrop, dat jy nooit hier wil weggaan nie. Die tweede oefening wat jy moet doen. Jy moet van binne af nuut word. Amper, what you see is what you get. Maar, nou kan dit wees, dat die goed wat hulle get, en die goed wat hulle sien, nie saamwerk nie, van binne af nuut word. Dis nou maandag aand, dinsdag aand, jy moet die manier hoe jy dink verander, want hierdie ding, wat die Here vir ons gegee het, is 'n ongelooflike instrument, om ook naby aan God te kom, maar om ook deur geboorteprosesse te kan gaan. En dan woensdag aand, jy moet jou elke dag aan God oorgee. Ek hoop dat julle saam met my hierdie week gaan kom en dat ons so klein bietjie fikser word. Fikser in die geloof. En mag dit in jou lewe vorentoe ook maak dat jy deur geboorteprosesse kan lewe. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons as u kinders met u 'n pad loop. Dankie dat u met ons 'n pad loop. Dankie dat u deur goeie en ook deur baie moeilike prosesse in ons lewens ook saam met ons loop. Here, en as ons dan partykeer dink, dis die einde, ons weet nie hoe vorentoe nie. Dankie dat u dan reeds daar is, dat u reeds besig is om vir ons die pad voor te berei. Dankie dat u die God is, wat in alles vir ons lief is. Here, ons wil bid, dat u ook in hierdie Pinkstertyd by ons sal wees. Dankie dat u saam met ons oefen. Dankie dat u saam met ons is, en dat u vir ons krag gee. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.